Reeks om ons afskop is eerste dinge eerste en ons is so opgewonde om oor die reeks eintlik te gesels en dis genuine iets wat in my hart leef en iets waar ek verskriklik opgewonde is en eintlik wat ons in hierdie reeks gaan doen is ons gaan gesels oor prioriteite, dinge wat eerste moet wees in ons lewe, dinge wat ons belangrik moet ag en dalk wil ons net so klein bietjie die beginsel dalk het misgestaan het. Nou ek moet eerlikwaar sê wanneer dit kom by prioriteite, wanneer dit kom by goed in jou lewe wat 'n sekere rang moet hê, is dit daar's iets wat jy moet besef. Orde maak saak. En weer eens, ek gaan dit net bewys want ek meen hoe belaglik sal dit wees as daar nie orde aan iets was nie. As jy net ewe skielik besluit het is vreemd. Sweer, nee? Nie vir julle nie, julle doen dit by julle huis. Wel, by my huis is daar orde en ons doen dit nie in daai orde noodwendig nie, maar vir 'n oomblik besef net hoe belangrik is orde, want as orde nie belangrik was nie, sou 'n klomp goed vreemd gewees het, maar hey, kom aan, kom ons wees eerlik, mans, ons sukkel seker die meeste met hierdie, want ek weet nie van julle nie, ek's 'n ware man, so ek bou goed sonder instruksies, en ja, alles wat oorbly gooi ek weg, nadat ek dit gebou het. En dis seker die rede hoekom ek dan ek wil sê 2 jaar, dit hou nie so lank nie. Elke jaar dit wat ek moes gebou het, vervang het en dan iets anders kry. Want ons 'n orde in wat goed moet gebeur en dieselfde waarheid is ook so vir elkeen van ons wanneer dit kom by groei. Ek is nog as iemand wat hou daarvan om te groei, as hulle nou laasweek gesit en gehoor het en sê alles is vir my kompetisie. Ek wil net hierdie oomblik vat om te sê dis waar. Dis 100% waar, baie goed vir my is 'n kompetisie. Ons was 5 kinders gewees, om te eet was 'n kompetisie. As jy nie geëet het nie, het jy nie kos gekry nie. En as jy nie kos gevat het nie, unlucky. So, ek dink in daai orde, moet 'n mens ook besef, wanneer jy maar dink aan goed wat saak maak, en wanneer jy wil groei, daar's 'n orde aan hoe goed gewoonlik gebeur. En glo my, toe ek jonk was het ek nie hierdie beginsel geglo nie, glad nie. Gedink om te groei, kom net by die plek uit waar jy graag wil wees en dan groei natuurlik. En een van die goeters wat ek gehoor het is, jy word so vinnig groot as jy kinders kry. Tip. Moenie kinders kry as jy nie eens 'n meisie het of 'n ou het nie. Goeie tip. Moenie eers dit oorweeg om kinders te kry as jy nog nie getroud is nie. Nie net omdat dit nie dalk noodwendig God se beste vir jou is nie. Dit is net mal om dit te doen, dit maak dinge soveel moeiliker, dit maak dinge soveel meer complicated. Daar's 'n natuurlike orde van hoe goed gebeur. Ek meen as jy dink, okay, wow, die vinnigste manier vir my om te groei akademies is ek moet matriek toe gaan of ek moet net gaan swat. Probeer dit doen terwyl jy 10 jaar oud is, dis nie die beste ding om te doen nie. Daar's 'n orde aan goed, daar's 'n orde hoe goed gebeur en dieselfde beginsel geld in ons verhouding met die Here. Baie keer sit jy en jy vra dalk en jy besef dalk, Jonathan, jy kon ook 'n bietjie meer kreatiewe naam gekry het vir die reeks, eerste dinge eerste. Probeer julle vir ons sê, God moet eerste wees in jou lewe. Is dit? Ek dink ons is besig om na rigtinge te beweeg, maar dit is nie so eenvoudig nie, want kom ons wees ook so klein bietjie eerlik met mekaar. As ek vir jou moet sê dat die orde saak maak, dan sal baie van die goedjies wat ons doen so klein bietjie anders lyk as wat dit lyk, want ons word in 'n wêreld groot wat nie regtig altyd orde respekteer nie, wat nie altyd noodwendig daarop uit is om te sê maar die orde maak noodwendig saak nie. So ek's opgewonde om vanaand eintlik maar 'n boodskap te deel wat baie naby my hart is. En ek wonder baie keer, hoekom maak ons baie keer dinge eerste wat nie veronderstel is om eerste te wees nie? Hoekom is dit dat ons op 'n plek kom waar ons sê maar hierdie is die belangrikste in my lewe, hierdie is die goed wat ek graag wil doen, maar as ek kyk na my lewe, as ek kyk na my bankstate, as ek kyk na my verhoudings, as ek kyk na die manier hoe ek reageer en hoe ek goed doen, is dit werklik wat reflekteer wat in my lewe veronderstel is om die prioriteit te wees? En jy hoef nie eens eintlik hier te sit vanaand en regtig te glo om te sien dat hierdie waar is in enige persoon se lewe nie. Dat is die regte goed, nommer 1 is in jou lewe, as die regte ding, die regte prioriteit is, dat jou lewe net soveel eenvoudiger sal wees. Maar as jy sit en jy glo, kan ek werklik vir jou sê, daar is eintlik net een manier en daar is net een orde. Daar's net een orde wat saak maak en dis nie noodwendig die maklike orde nie. Dis nie die orde wat ons na kyk en sê, okay, great, kom ek val net daarin en kom ek doen dit nie.
Dis 'n orde wat so klein bietjie moeilik is om toe te pas in ons lewe. So die vraag dan eintlik is, wat is die dinge wat ons eerste maak wat ons nie veronderstel is om eerste te maak nie? So ons gaan vandag kyk na 'n teksgedeelte wat regtig baie naby my hart leef. Ek dink in my familie is hierdie soos die gedeelte of 'n hoofstuk in die Bybel waarop ons regtig baie gefokus is. Ons het regtig eintlik maar ons familie waardes rondom hierdie goed gebou. Ons hou regtig baie vas aan wat Jesus sê in hierdie gedeelte. En in Matteus 5 tot 7 en ons gaan stil staan by Matteus 6 reg in die middel. Is Jesus besig om met 'n klomp van sy disippels te praat. En glo my as ek vir jou sê, nie net sy disippels nie, maar 'n klomp mense wat geïnteresseerd is in Jesus want hulle het 'n klomp goed gehoor, 'n klomp goed gesien. En hulle maak 'n draai om te kyk wat is die goed wat uit sy mond uitkom en glo my die mense wat voor hom gesit het is nie noodwendig mense wat altyd geleef het met die regte orde van dinge nie. Is nie net mense wat altyd die regte prioriteite gehad het nie. Hulle het baie keer ook goed opgemix. Hulle het ook baie keer ander prioriteite gehad, ander goed waarna hulle belang gestel het. En die mense kon sien hulle lewens en hier sit hierdie mense voor Jesus en hy's wel bewus van wie voor hom sit. Daar's mense wat voor hom sit wat glad nie glo nie. Daar's mense wat voor hom sit wat wel in God glo, wat Jode is. Daar's mense wat net geïnteresseerd is in wat hy sê. Daar's selfs mense wat daar sit wat deel van die mense is wat die Jode onderdruk. Daar's mense wat inlê en mense wat nuuskierig is om te hoor wat Jesus sê. En Jesus praat in hierdie beginsel en hy sê, luister hierso, daar's 'n natuurlike orde van goed wat in ons lewe moet plaasvind en ons moet seker maak dat as jy regtig die beste vir jou wil soek, die beste vir jou familie wil soek, die beste vir jou vriende wil hê, dat jy in hierdie orde inlê. Dat jy seker maak dat jou prioriteite reg is en die rede hoekom ons prioriteite nie noodwendig altyd die regte prioriteite is nie, maak Jesus dit baie duidelik in Matteus 6. En hy sê die volgende en ek hou baie van wat hy hierso sê, Matteus 6 vers 24. Niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie. Hy sal op die een minder ag en die ander een hoor. Of vir een meer oor hê en die ander een afskeep. En hier is die interessante gedeelte. Jesus sê dan hierso, julle kan nie God en Mammon dien nie. Ander vertaling sal sê, julle kan nie God en geld dien nie. Nou toe ek so klein bietjie gaan kyk na die teksgedeelte en ek gaan kyk na hierdie spesifieke woord geld of mammon, wat presies dit beteken. So daar's hierdie trek na die woord Ammon toe. Mammon wat eintlik maar beteken God. Dis 'n tipe afgod wat mense aanbid het, 'n afgod wat rykdom verteenwoordig en as jy jou tyd en energie in hierdie afgod spandeer, dan sal ek en jy kry wat ons nodig het. En dit klink vreemd as jy dit hoor van Jesus se mond af, maar dis eintlik nie so vreemd vir almal van ons wat hier sit nie. Want as jy vir 'n oomblik daaraan dink, as jy baie tyd aan iets spandeer, wat is die payback? Jy kry dit wat jy insit. Net vir 'n oomblik, as jy hard werk en baie ure insit, dan sê jy af vir wie jy werk. Overtime hoop ek is 'n ding. Die ouer mense wat giggel, jammer. Dis julle wat seker dit nie kry nie. Daar is nie so iets in kerk regtig nie. Ek het al probeer my overtime by Marius insit, toe sê ek moet dit opvat met die Here. En ek wil nou nie te veel induik op laasweek nie, maar ek glo ek kry 'n kroon. Dis 'n joke. En toe ek daaraan dink, toe dink ek so net by myself dat wanneer 'n mens dink aan dit wat jy insit, dis wat jy uitkry. As jy baie tyd spandeer aan iets om 'n goeie talent te ontwikkel, is daar 'n goeie kans dat as jy seker hoeveelheid ure daaraan spandeer, jy goed gaan wees in dit. En Jesus maak dit duidelik dat as jy op 'n plek kom waar jy besef dat in sy koninkryk werk dit nie heeltemal so nie. As jy jou prioriteite so klein bietjie verkeerd het, jy gaan definitief resultate sien vir 'n tydperk, maar dit gaan nie noodwendig die beste wees nie. Wat vir my interessant is hierdie woord mammon, sy wortel kom van Ammon af en Ammon beteken om in te vertrou of in te glo. En dit is my interessant as mense gaan kyk na die term rykdom of die term vertroue of die term waaraan ek en jy glo, want as ons dink, okay, maar as ons baie tyd aan iets spandeer, dan behoort ons iets daarvan af terug te kry. As jy baie ure spandeer en seker maak jy raak 'n boffin in 'n sekere veld, dan is dit amper asof ek en jy ons vertroue in dit insit en ons kry iets daar uit. So eintlik wat Jesus toe gaan staan en doen dit, hy probeer toe die vergelyking trek, net 'n plek kry waar almal kan sien. Ek trek nie hulle voor nie, ek het net gedink hulle gaan moeiliker sien as julle, maar kom ons kyk hierdie enetjie hierso. En dan wil ek eintlik hierdie illustrasie, so hierdie illustrasie verteenwoordig net eenvoudig.
As jy kyk na 'n bedkassie, die ding wat die belangrikste is, sit jy heel bo. As jy nie slim is nie, dan sit jy die belangrikste goed heel onder. Dit werk net nie. Jy sit die belangrikste goed heel bo en almal van ons het 'n manier hoe ons na goed kyk en hoe ons goed sien. So wat hierdie laaikassie gaan verteenwoordig is wat ons beskou as prioriteite en 'n paar goed om dit te verteenwoordig. Alles is nou in die eerste laai, so moenie worry nie, alles wat ek uithaal is nou my eerste prioriteit nie, maar okay, ek gaan dan nie hierdie een eers uithaal nie. Ek wou hierdie een uithaal. Dan dink almal, is jou kinders nie eers 'n prioriteit nie, maar ek gaan by die punt uitkom. Ek kos begin sommer by kinders. Is Izaan nie so. Izaan, ek gaan dit teruggee. Ek is sorry. Ek het dit van haar les en haar afgelaan sonder om haar te vra. En Izaan kan kwaad raak as jy goed net vat. So Izaan, ek gaan dit teruggee, ek beloof. Die Bybel natuurlik. Ek meen dis belangrik om die eerste prioriteit te maak. Miskien is iemand wat so klein bietjie behep is met tyd. Alles werk op 'n tydskedule. Hierdie is gewoonlik mense met so klein bietjie OCD. Mense wat so baie gefokus raak en sodra tyd oorloop, dan raak hulle nervous en hulle voet begin klap en hulle begin senuweeagtig raak. Ek dink ek val bietjie hierso. En dan natuurlik jou werk is dalk miskien belangrik. Want weer eens as jy daaraan dink, jy kan nie twee base gelyk hê nie. So jy moet een voortrek by die ander een en dit wat jy insit is tog wat jy uitkry en dit wat jy vertrou. Miskien is dit geld en ek weet Jonathan. Ons is heilige mense, geld maak nie vir ons saak nie. Ons sal alles weggee. Ons sal sien vanaand na 10de. Joke net, regtig grappie. En dan ander een is dalk familie. Kyk, dis Janko en sy mooi familie, so pragtig. Nou in elk geval, daar's 'n klomp goed wat jy dalk mag kyk na jou en dalk is dit moeilik vir jou om te rangskik wat belangrikste mag wees. En as ons nou vir 'n oomblik eerlik moet wees, is dit baie maklik om te sê eerste prioriteit. Hierdie kom eers in my lewe, Jonathan. Daar's nie 'n oggend wat ek opstaan dat ek ten minste net dink nou en dan om te bid nie. Eerste prioriteit. Maar vir 'n oomblik dink aan hoe presies hierdie werk in jou lewe. Want as jy vir 'n oomblik net moet stil staan en dink aan jou prioriteite en die goed wat jy as belangrik moet skou, dis mooi om te sê dis die Here en dis oulik om dit te dink en te voel. Maar as ek dit sê, moet dit reflekteer actually in jou lewe. So hoe dit sal lyk is as ek jy die vraag moet vra, is hierdie die heel belangrikste ding in jou lewe en jy sê vir my ja, natuurlik is dit, dan sal dit goed wees om te sien hoe lyk jou bank staat. En daarna verwys ek nie of jy 10de gee of nie. Net eenvoudig, die manier hoe jy finansies bestuur, is dit iemand wat lyk asof hulle gefokus is op koninkryk bou? Is dit iemand wat verantwoordelik is met dit wat die Here hulle mee vertrou het? Ensovoorts. Jou tyd, dit waarin jy jou tyd spandeer, reflekteer dit. Is dit 'n beginsel vir jou om tyd te maak en stil te raak en al daai mooi goed, maar vir 'n oomblik dink dit gou mooi daaraan. Dis baie moeilik om te sê die Here kom altyd eerste, maar kry bietjie kinders. Nee, regtig, try dit. En kom ek sê vir jou, 3 die oggend of 4 die oggend is dit nie so moeilik wanneer iemand huil en skree om te sê, hey, broer, God eerste, so raak jy net gou stil vir my, ek is besig om Bybel te lees. Binder dan dit werk glad nie. En glo my, ewen al lees jy vir my oulikste storie, hy gaan nie ophou huil nie, of sy. Dis nie so eenvoudig om net te sê, maar dit is die ding wat ons eerste prioriteit moet wees nie, want dis die ding wat ons baie keer mis, wanneer dit kom by ons prioriteite. Dis wanneer ons baie keer mis, is die ding wat eers toe kom is gewoonlik die ding waarin ons vertroue sit. En jy sien dit gewoonlik in die manier hoe jy jou lewe rangskik. So, ek meen, iets waarmee ek baie gekonfronteer word die laaste tyd, en hierdie is baie keer moeilik om goed soos hierdie te deel, is baie keer moeilik om dit net oop te maak, maar iets waarmee ek regtig op die oomblik battle is om uit te figure, wat presies verwag die Here in hierdie seisoen in my lewe, wanneer dit kom by my finansies? Wanneer dit kom by my geld, is dit om te begin fokus, om vir my familie iets te bou wat lank gaan hou, en dat wanneer ek op 'n ouderdom is, waar ek so klein bietjie ouer is, dat my kinders die voorsprong dalk gaan kry, wat ek dalk nie gehad het nie, of dat hulle ten minste dit kan bekostig om hoërskool toe te gaan, of universiteit toe gaan, wat presies verwag die Here nou in hierdie seisoen vir my? En as dit is, ek meen, kos is eerlik, dan skuif mense prioriteit, en Jesus maak dit duidelik, jy kan nie al twee nie, want jy gaan iewers een plaas en dan sê, okay, maar net vir 'n seisoen gaan ek net sê, Here, ek gaan nog steeds tyd saam met U spandeer, natuurlik, ek gaan aanddienste toe kom, en kos is eerlik, as jy aanddienste toe kom, dit tel as 2 oggenddienste,
Joke net. So net vir 'n seisoen gaan ek dit net daar park. Maar dan dink jy ook maar my familie is belangrik, maar dis belangrik dat ek vir my familie voorsien. So wat van as ek net hierso sit vir net nou? Ek gaan net vir 'n klein rukkie hard werk en 'n werk aanvaar wat baie betaal. So dis net vir hierdie seisoen wat ek dit daar gaan sit. En dan natuurlik bly ander goeters oor soos jou kinders, wel hulle gaan jou net vir 'n klein oomblik bietjie minder sien. En dan jou werk. Ja, maar jy moet dit eers sit. So dis baie maklik om te sê. Waar is jou prioriteite? Maar die realiteit is, in praktyk is dit nie so eenvoudig nie. En Jesus wil so klein bietjie ons gedagtes verander. So hoe lyk dit om God eerste te plaas in die lewe? Matteus 6 vers 33. Sê Jesus dit so. En nou praat oor 'n klomp goeters en hy sê, is julle bekommerd? Want dis baie keer waarop ons geloof plaas en waarin ons glo is dit waar jy bekommerd is dit nie? Is jy bekommerd oor jou toekoms? Okay, great, vir die volgende seisoen moet ek fokus op finansies. Is jy bekommerd dat jy vir altyd single gewees? Okay, vir die volgende oomblik moet ek fokus net op verhoudings. Is jy bekommerd dat jy nooit 'n werk gekry het, so vir die volgende seisoen is swatdiens die belangrikste ding in jou lewe. Dit waar ons bekommerd is bepaal beteken en Jesus is hier besig om te praat met sy disippels en hy sê, luister, is julle bekommerd oor 'n klomp goeters? Hier's wat ek wil julle moet besef. En hy sê vir hulle die volgende en ek love it in Matteus 6 vers 33. Hy sê nee, moenie bekommerd wees oor al die goed nie. Maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. En dan sal al hierdie dinge bygevoeg word. Hier is die ding wat ons moet besef. God wil nie hê jy moet hom in die boonste laaitjie sit nie. Want dis om 'n kategorie te skep en te sê maar okay, God moet vir 'n seisoen hier kom. Want jou prioriteite word gebaseer op seisoene en dit waar jy bang is. God wil hierdie hele laai besit. Hy sê maar in elke seisoen, maak nie saak wat op die oomblik eers moet kom nie, want om hier te sê vir elkeen, okay maar oral waar jy gaan, jou orde gaan dieselfde bly, is onrealisties. Want in elke ouderdom en elke fase van jou lewe gaan sekere goed gerangskik wees. Dit sal weird wees as jy nog nie kinders het nie en sê, my kinders is my belangrikste ding. Dit sal baie vreemd wees as jy dit sê. En natuurlik, ek sal bekommerd wees. En ek sal bietjie meer bekommerd wees as daar kinders is van wie jy praat. Niks teen honde nie, maar honde is. En ek ken sulke mense. Waar ek mag nie vir 'n uur kerk toe gery het nie. Want net nou eet daai hond gras. Net nie dit nie. So dit is nogals net realisties om te sê dat elke seisoen gaan verskil, maar God sê ek wil nie vir 'n seisoen eers in jou laai geplaas word nie. Ek wil hierdie hele laaikas besit. En ek wil oral in jou lewe waar jy gaan, wil ek hê dat in die seisoen waarmee jy besig is, moet ek eers toe kom. En dit lyk so klein bietjie anders. Hy sê maar maak my jou heel eerste prioriteit en nie in 'n laaikas nie. Ek wil hierdie hele ding besit. En hoe dit in praktyk lyk is om dan te sê, maar wanneer ek by my werk is, moet ek besef dat in 'n seisoen waar jou werk dalk eers te kom om te sê, maar wanneer ek werk, is dit tot eer en glorie vir God. Dat ek nie enigsins halfhartig sal doen nie, dat ek nie 'n persoon sal wees wat ek dink baie keer aan hemelse mentaliteit en as God eers toe kom in jou lewe, hoef jy nie goed te wees in enigiets nie, jy moet net Bybel lees. Dis nie die tipe lewe wat God eer nie. Die tipe lewe wat God eer is om te sê, maar wanneer jy vir 'n seisoen het, wanneer werk ongelooflik belangrik is en hoekom dit belangrik is omdat jy jou werk nie net sien as iets wat jy doen nie, jy sien dit as 'n leefstyl, jy sien dit as 'n roeping en baie keer het ons hier redenasie, maar moet ek dan in bediening wees? Nee, jy hoef glad nie in bediening te wees nie. Inteendeel, of jy 'n makelaar is en of jy 'n rekenmeester is en of jy enigiets is, as jy dit doen tot eer van glorie, tot eer en glorie van God se naam, kan ek jou waarborg, maak nie saak wat jy doen nie. Hierdie gaan nog steeds sy naam verheerlik. Dat as jy besig is om kinders groot te maak en dis 'n ongelooflike belangrike seisoen in jou lewe en ek raai aan dit moet altyd redelik ten minste in die top 3 wees. Dat as hierdie 'n seisoen is dat jy wel sal besef dat elke ding wat jy doen is belangrik vir jou kinders. Dat om hulle belangrik te maak vir 'n seisoen en God besit nie hierdie gaan in elk geval niks vir hulle beteken nie.
Want raai wat, jou kind wil ten minste sien dat jy 'n pa is wat kan prioritiseer. Dat jy 'n ma is wat jou lewe in orde kan kry en sê maar vir die seisoen wat my kinders ongelooflik belangrik is in my lewe, moet hulle kan sien maar my pa is besig om God eerste te plaas. Hy is besig om die koninkryk na te jaag. Hy leef vir meer as net hierdie wat ons nou sien en beleef. Want dis die realiteit. Ons almal jaag iets. Ons almal is op soek na 'n ding, 'n ietsie. En waaraan ons tyd spandeer en hoe ons dit doen, sê baie. So dit maak nie saak wat jy jou prioriteite maak nie. As God hierdie laaikas besit, kan ek jou waarborg. Dit gaan 'n lewe wees wat vol is. Dit gaan 'n lewe wees wat hom eer. Dit gaan 'n lewe wees dat wanneer jy op die ouderdom van 40 kom en jy ouderdom van 50 kom, jy vra 'n paar moeilike vrae en jy kyk terug en jy wonder, het jy die regte goed gedoen? Was jy besig met die regte dinge? Dat jy sal terugkyk en ek kan jou brief skryf. Jy sal terugkyk en sê, ek is dankbaar dat hierdie die manier was hoe ek lewe gesien het en hoe lewe afgespeel het. Ek het net in hierdie week 'n gesprek gehad met 'n baie wyse ou. En van die begin af wat ek in die gesprek met hom sit, kon ek sien, hierdie is 'n ou wat genuine nie leef in kategorieë, obviously, waar sekere goed belangrik is, maar wat God eerste in sy lewe is. En toe ek hom vra, en dit was die gesprek gewees oor sy kinders, die belangrikste ding was nooit net om uit te figure wat sy kinders moet doen of wat, die belangrikste ding was om die verhouding te beskerm. En dit was vir my, wow, dis iemand wat belangstel en wat besef dat hierdie is die beginsel. Wat glo my, as 'n pa en as 'n ma en as iemand wat by jou werk is en as iemand wat 'n meisie het of 'n kerel het of as iemand wat 'n man het of 'n vrou het, kan ek jou waarborg, jy gaan dit verkeerd kry een of ander tyd. Maar as God hierdie hele laaikas besit, as hy jou eerste prioriteit is, selfs al maak jy 'n voetfout, sal hy jou rig hê. Selfs al doen jy iets baie keer nie dalk noodwendig presies op die merk reg nie, God sal jou duidelik wys wat is die volgende tree of die volgende stap wat jy moet vat. Want hy besit al jou prioriteite. Hy is nie net die eerste gedeelte daarvan nie. So hoe presies lyk dit om 'n lewe soos dit te leef? Hoe presies kry ek dit reg? En een ding wat ons moet sê is God is nie net die prioriteit bo die ander prioriteite nie. Sy wil die rede wees vir elke prioriteit wat ons het. So 3 eenvoudige maniere hoe ek en jy hierdie kan regkry, want hierdie gebeur nie net deur te sê God is eerste in my lewe nie. Om te sê eerste dinge eerste, hier's waar God sit, gebeur nie deur net nou en dan op 'n Sondaгаand of 'n Sondagoggend kerk toe te kom nie. Hierdie tipe leefstyl vind nie plaas deur 'n Bybelversie op jou status te sit nie. Hierdie leefstyl is nie iemand wat net altyd net praat nie. Hier is 'n praktiese manier oor hoe ek en jy dit kan regkry om seker te maak hierdie leefstyl wat ons graag wil hê, waar God alles besit en hy die eerste prioriteit is in elke liewe ding wat ons doen en elke seisoen waar ons onsself bevind, dat ons eer en glorie in sy naam sal gee en dat wanneer ons op 'n plek kom, ons ooit wonder of wanneer ons ooit twyfel, dat God sê, maar ek het jou. Jy gaan okay wees. En selfs in daai moeilikste seisoen sal mense kyk en weet dat God is werklik eerste in jou lewe. En weer eens ek sê dit, of jy glo of nie, mense wat hierdie leefstyl leef, mense wat nie eens dalk in hierdie glo nie, maar hierdie leefstyl leef, is net suksesvol. Mense wat hierdie leefstyl leef, is net mense waarna ander mense kyk en sê, maar ek wens ek kon so lewe. En die goeie nuus is, wanneer jy so begin lewe, begin jy meer en meer dit glo en besef. Dis soos wanneer ouers vir jou sê, jy moet net nie dit doen voordat jy daar uitkom nie. Dan dink jy altyd by jouself, ja, hulle is dom. Hulle het geen idee waarvan hulle praat nie. Totdat jy dit doen. As jy soos, okay, hulle is eintlik nie so bad nie. So hier is 'n paar praktiese goed oor hoe ek en jy dit kan regkry. Eerste een is daaglikse toewyding. As ek en jy moet op 'n plek kom ons daagliks ons lewe toewy en deur wanneer ek sê daagliks toewy, is dit maklik om die Bybel hier te sit en te sê maar lees jou Bybel, bid elke dag. Ek dink nie dis noodwendig waarna Jesus verwys wanneer hy sê maar
maak hierdie jou eerste prioriteit. En ek dink wanneer Jesus sê maak hierdie jou eerste prioriteit is presies wat Jesus gedoen het. En presies die gewoonte wat hy gehad het. So hy's besig om sy disippels nou verder te leer in hierdie selfde hoofstuk in Matteus 6 en met hulle te praat oor hoe presies kry mense dit reg dat wanneer jy jou lewe in orde probeer kry en dat jy kan besef jy kan nie jou vertroue en jou geloof in iets plaas wat jou in elk geval gaan teleurstel nie, maar net in hom. Hoe kry mense daai reg en hoe doen 'n mens dit? En Jesus se advies hierso is die volgende, Matteus 6 vers 6. Hy sê wanneer jy bid en wanneer hy verwys na bid, bedoel hy nie net noodwendig bid nie. Die woord waarna hy ook verwys is wanneer jy jouself afsonder, wanneer jy tyd saam met God spandeer, wanneer jy by hom uitkom. Gaan jy na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Jesus sê hierso, wat jy moet doen is jy moet jouself afsonder. Ek dink nie dis noodwendig net die deur toemaak ding nie, maar Jesus wou baie sterk punt hier huis toe dryf om te sê maar God is eerste in jou lewe, maar nooit tyd te maak daarvoor nie. Weerspreek eintlik van dit wat jy sê. En ons moet regtig 'n beginsel en 'n gewoonte maak van hierdie in ons lewe. Jesus sê, "Maar gaan na die stilste vertrek, maak die deur agter jou toe en maak tyd vir die Here." Jesus was so goed daarin. Hy het dit so goed regkry en daarom wonder ek altyd, ek sien altyd as ek Bybel lees en ek lees hierdie stories van Jesus, hy kry dit altyd so goed reg om altyd die regte antwoord te gee, om altyd op 'n plek te kom waar hy die mens reg voor hom sien en nie geïrriteerd raak of kwaad raak met die persoon waarmee hy besig is nie. Hoe presies het hy hierdie reg gekry? Hoe het hy 'n lewe reg gekry dat selfs 2000 jaar na die tyd praat mense nog steeds van hierdie Jesus? Dis baie eenvoudig. Hy het baie keer homself afgesonder en vol geraak van God. En hier weer eens is vir persoon tot persoon. Daar's nie 'n resep om te sê maar elke dag opstaan en jou eerste ure moet na die Here toe gaan nie. Dit sou great wees. En ek dink as jy in die gewoonte kan kom om ten minste net dat wanneer jy opstaan, dit die eerste ding is waarna jy dink en hoe dit mag wees, deur 'n gebed te bid, deur saam met jou vrou of jou man te bid, deur saam met jou kinders te bid. As dit die eerste ding is wat jy kan doen, wanneer jy opstaan, fantasties, maar jy is eintlik 'n aandmens en jy lees eintlik Bybel voordat jy gaan slaap, doen dit so. Maar moenie jouself flous deur te sê maar hierdie is die tipe lewe wat ek leef, maar ons leef nie 'n leefstyl wat dit sê nie. Is so baie keer dan vind 'n mens en hierdie verskil van seisoen tot seisoen. Is in my lewe op die oomblik is ek hou daarvan om te sê okay, hierdie jaar gaan ek die hele Bybel lees in 1 jaar. En dan elke keer hierso by hierdie tyd ontry dan dink ek is baie leeswerk. Is baie leeswerk. En baie keer maak saak hoe baie geswat het, hoe baie dit al gelees het, hoe baie keer dit al gedoen het nie. Miskien kan jy relate. Wat op aarde lees ek? Ek verstaan nie eens noodwendig altyd wat ek lees nie. Maar dis in daai seisoen wat ek so klein bietjie meer tyd maak om te sê, maar kom ek probeer net sin maak van wat ek sê en ek waarborg jou elke keer wat ek die commitment maak om hierdie te doen, sien ek die vrug op my lewe. Nie noodwendig in 'n nuwe kar of 'n nuwe huis of 'n beter alles, in 'n beter lewe, want ek sien wanneer ek my eerste, wanneer ek my beste vir God gee, eer hy my in elke seisoen, in elke area van my lewe. Of dit nou fisies of dit emosioneel is, maak nie saak nie. Jesus sê, maar maak tyd en sonder jouself af om tyd saam met hom te spandeer. En dan die ander enetjie is, hierdie is altyd 'n lekker om oor te gesels en ek dink mense geniet dit om altyd hierdie te hoor en hierdie is seker die favourite topic om oor te gesels in kerk is persentasie offerandes. Asseblief kom neer, hou skree en aangaan. Ja. Hierdie is altyd 'n lekker ding om oor te gesels. Want die realiteit is en dis die waarheid, is wys my jou bankstaat en ek kan vir jou sê wat jou prioriteit is. Dis as jy vir 'n oomblik na iemand se bankstaat kan kyk en sien waarna hy sy geld spandeer, gaan dit net wys waar sy hart is. En daarom sê Jesus, maar dit daar waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. Hoekom? Want Jesus het van die begin af geweet dat hierdie is die ding wat ons die meeste dryf, wat ons die meeste trek weg van hom af. Want daar word 'n valse sekuriteit gegee in terme van jy het 'n huis of jy het 'n kar en sê ek hierdie goed is nie belangrik nie, glad nie. Maar wat Jesus van ons al vra is om te sê maar
waar lê jou vertroue? En hierdie is 'n streng beginsel en ek het gehoor iemand hierdie al gesê en ek het gedink hierdie was baie ekstreem, maar ek dink dis iets wat ek definitief vir my huis graag sal wil toepas want dit gaan my so 'n bietjie tyd koop rondom mans eendag wanneer ek kom by my dogtertjie. So daar's 'n persoon wat ek ken, 'n pastoor natuurlik, ek weet nie as enige ander paar dit doen, hats off vir jou, dat die kerel of die persoon met wie hierdie persoon uitgaan, obviously ouer as 18, dat as hulle nie 10de gee nie, gaan hulle nie uit nie. Nou ek dink dis 'n strategie vir 'n pastoor om te sê jy moet in my kerk wees en begin 10de gee. Dis 'n slim strategie. Ek moet dit vir hom gee. Maar ek dink waar dit gaan is jy kan dadelik sien waantoe iemand se hart skuif wanneer hulle beursie skuif. En hierdie is altyd 'n moeilike onderwerp want hier word ons die meeste gekonfronteer met wat die waarheid is van elkeen van ons. En daarop staan ek nie voor julle en sê vir julle ek het alles uitgefigure nie, inteendeel glad nie. Maar besluit wat ek van die begin af geneem het is om te sê maar elke liewe ding wat in my rekening inkom, moet ek op 'n manier gee. En ek sê 'n persentasie want daar is nie 'n presiese persentasie wat jy kan sê okay, ek commit myself van seisoen tot seisoen kan dit verskil. Ek weet Marius gesels daaroor was 'n tyd wat hy Maritjie 20% gegee het. Ek weet nie hoe nie, maar hulle het en mense eer hulle daarvoor. En dan was seisoene wat hulle minder gegee het en gesê maar hulle gee net nooit minder as 10 nie. In ons huis, ons het gesê die minste wat ons gee is 7%. En moenie my vra hoekom nie, 7 klink net soos 'n baie heilige nommer. Dis 'n grapie. Maar dit is iets wat ons regtig beleef het en ervaar het en een ding wat ek toe baie oor convict was is wat ons doen nou en dan vir 'n ekstra geldjie en ook deel van roeping en deel van ons ministry is om troues te doen. En ek het net so sterk beleef dat ek kan nie sê maar okay, elke liewe ding wat in my bankrekening inkom weerspieël dat ek iemand is vir die koninkryk bou, maar te doen nie. En ek kon nou hierdie beginsel besluit gemaak om te sê maar elke liewe rand wat in my rekening inkom, selfs en hierdie mag dalk vir julle belaglik klink, selfs al is dit 'n geskenk, sal ek 'n persentasie daarvan weggee. En partykeer is dit so min soos 4%. As dit 'n geskenk is dit 4%, ek stoot eerlik. Maar as dit iets is waarvoor gewerk het omdat God my die vermoë gegee het om dit te kan doen, is dit 10%. En maak nie saak hoe daai bedrag lyk nie, of dit R150 is, of dit R500 is, of R600 is, of dit R20 is. Eintlik wat dit vir my beteken is, waar presies lê my hart wanneer ek sê, God besit hierdie, my hele lewe, en alles, elke prioriteit, wil ek hom insien. Dit is onmoontlik om hierdie te hê, as die vertroue wat ons het nie in hom gesit word nie. En hierdie kan baie maklik klink soos, okay, so hier is die kerk se bankbesonderhede. Glad nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar ons moet gekonfronteer word met hierdie waarheid. Is wat doen jy met dit wat God jou mee vertrou? En dan die laaste een wat Jesus ons vra. En ek dink hierdie is seker my gunsteling is korporatiewe aanbidding. En so 'n klein bietjie gesels oor die afsondering en nou gesels Jesus ook oor die bymekaar kom. Ekskuus, 'n teksgedeelte wat ek gemis het wat ek nie kan mis nie met persentasie bydra, want as jy hierdie hoor dan dink jy by jouself, maar hoe presies kry mense dit reg? Hoe is dit moontlik? Jy sal nooit kan oorleef nie. Jesus se woorde, glo my, hy het dit gehad op Matteus 6 vers 32 sê die volgende: Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Dat die Here weet presies wat jy nodig het. En daar's nie 'n ding wat jy moet bestuur wanneer dit kom by finansies wat God nie weet nie. Maar in elk geval. Derde een is korporatiewe aanbidding wanneer mense bymekaar kom. Jesus praat hierso en hierdie is nie in Matteus 16, maar die volgende word gesê en ek meen wanneer Jesus iets sê, dit was nog iets om te hoor en te beleef. Hy sê maar waar 2 of 3 bymekaar is ek immers ook saam met hulle daar. Ek is mal oor hierdie woorde want ek besef een ding en ek weet nie hoekom dit so is nie, maar wanneer 'n klomp gelowiges bymekaar kom en God soek en hom prioriteit maak en oop is om van sy woord te hoor, oop is om te hoor wat hy sê, oop is om te hoor en gekonfronteer te word oor ons prioriteite, dan gebeur daar iets. Dan is daar iets in ons harte wat net plaasvind. En daarom is dit so belangrik, selfs vir 3 boodskappe word ook aanlyn gedeel. As jy aanlyn kyk,
Hierdie is so belangrik om te besef. Jy het nodig om tussen gelowiges in te kom. Want ons goed wat die Here aan my geopenbaar het, iets wat ek beleef het, iets wat ek gesien het, iets wat ek ervaar het, wat net in kerk gebeur. Goed wat ek beleef het, wat net tussen gelowiges gebeur. En ja, daar was verseker goed wat ek ook net beleef het, wanneer ek alleen is saam met die Here. Daar is nie een wat belangriker as die ander is nie. Jesus sê, dis belangrik dat julle by mekaar moet uitkom. En daar's net iets wat gebeur wanneer gelowig is. Hulle fokus rig, hulle harte skuif, om dit wat Jesus gedoen het, 1000 jare terug, beskikbaar te maak en moontlik te maak, en hulle self vol te maak, om ander daarmee te gaan bedien. So die vraag, is God regtig eers in jou lewe? En dis 'n vraag wat ek nie vra, dat jy nou moet dink, Jesus, ek's 'n slegte ou nie. Jesus, ek's 'n slegte vrou. Nee, genade. Kan ek nou net nagmaal gebruik, dat ek net beter voel op hierdie oomblik nie? Hierdie is nie 'n vraag om jou, okay, ek praat af en julle moet, dit is glad nie. Hoor vir 'n oomblik, hierdie is 'n vraag wat, ek vra genuine omdat ek lief is vir jou. Omdat ek regtig die beste soek vir jou. Hierdie is 'n vraag wat iemand wat regtig 'n lang pad met die Here al stap en regtig al klomp goed gesien het, goed ervaar het, wat baie keer al bang was om oor goed soos hierdie te praat, met jou praat en vir jou sê, maar hierdie is 'n vraag wat ek vra. Want ek weet hoe lyk 'n lewe wat se prioriteite reg is. Ek het dit al sien afspeel. Ek noodwendig is nie self daar nie, maar ek het soveel rolmodelle, soveel eisters waarna ek opkyk, wat besig is om hierdie reg te kry. En ek weet nie van een persoon wat na daai mense kyk en sê, "Jesus, dit lyk lekker nie." Inteendeel. Daar's soveel mense wat sê, "Maar ek wens net ek kon ook so wees." Jy hoef nie eens te glo om hierdie leefstyl te leef en die vrug daarvan te pluk nie. My uitnodiging is, probeer dit. En miskien is al 3 kategorieë vir jou groot stretch en miskien moet jy dalk net een begin toepas. Miskien moet jy net begin meer jou tyd afsonder en bietjie alleen tyd saam met God spandeer. Miskien doen jy dit al vir 'n seisoen lank en miskien is dit vir jou belangrik om te sê, maar okay, miskien is dit nodig vir my om 'n persentasie bydrae te gee. Miskien is dit nodig vir my om my vertroue in God te sit en daai waar Jesus praat of daar waar God met Maleagi praat en sê, maar bring jou skatte na my toe en kyk wat ek daarmee gaan doen. Toets my en sien wat ek wil doen. Of miskien is dit nodig vir jou om te besef dat korporatiewe aanbidding gaan nie net oor jou nou op die oomblik nie. Miskien is dit nodig om te besef, die stap wat jy dalk moet vat, is om te sê, maar daar's dalk 'n leë stoel vandag saam met jou, of langs jou. En dis 'n siel wat langs jou kon sit. Dis 'n persoon wat langs jou kon sit wie se lewe kon verander. Dis 'n persoon wie langs jou kon sit wat dalk 'n familielid is, wat dalk 'n vriend is, wat dalk 'n ou vriend of iemand is wat nodig het om dit te hoor. So weer eens, ek vra nie hierdie om te sê verander jou hele lewe met hierdie 3 stappe nou nie. Miskien is daar net een wat jy nodig het om te verander. Maar niks gaan so lekker wees soos die dag wanneer hierdie die realiteit is nie. Dit maak nie saak wat jou prioriteit op die oomblik is, of dit nou werk, of dit nou tyd, of dit nou geld, of dit nou is om 'n familie te begin, of dit nou is om 'n stabiliteit in lewe, sekuriteit, maak nie saak wat dit is nie. Dat as hierdie nie bo sit en die Here hierdie hele ding besit nie, gaan dit net nooit genoeg wees nie. So, is God regtig eerste in jou lewe? So ons het die diens gaan afsluit, is 1 Junie en ons het altyd die voorreg om die eerste Sondag in 'n maand nagmaal te gebruik en die uitnodiging vanaand is baie eenvoudig, baie straightforward. As Jesus eers in jou lewe is en jy hoef nie noodwendig al hierdie stappe te volg om dit te sê en daarna te streef nie. Maar as jy glo Jesus het gesterf vir jou en hy het opgestaan en hy het betaal vir jou sondes en jy wil 'n lewe leef, is Jesus se uitnodiging, kom vier nagmaal saam met my. Ek het die prys betaal.
en ons hierdie diens gaan afsluit, is half jou tree om te sê, maar Here, ek het dit nog nie uitgefigure nie. Ek het dit nog heeltemal agter mekaar nie. Daar's nog baie goed wat ek mee sukkel en daar's baie goed wat ek probeer. Maar ek maak die commitment. En dis die teken van die nagmaal vanaand. Asseblief hoor my mooi. Die teken van die nagmaal is om te sê ek maak die commitment om te aanhou probeer. Dis nie om te sê ek het dit uitgevier nie, dis nie om te sê ek het alles agter mekaar nie. Ek gaan aanhou probeer. So daar gaan 'n oomblik aangehou speel word waar daar agtergrondmusiek gaan wees en 'n toegewyde oomblik wees en as jy reg is, as jy voel genuine, okay. Ek gaan aanhou probeer. Dan kan jy agtertoe gaan of vorentoe kom en daar stasies daar agter en voor waar jy nagmaal kan gebruik. En dan gebruik jy nagmaal op jou tyd wanneer jy reg is. As die simbool daarvan dat Jesus gesterf het. Dat sy liggaam die prys was, sy bloed ons skoon gewas het, ons sondes betaal het. En ons dankbaar daarvoor kan wees. En dan hoe ons die diens gaan afsluit is, ek gaan so 2 tot 3 minute gee en daarna gaan ek opkom, vir ons afsluit met gebed en dan is dit die aand. So gebruik hierdie oomblik om jouself die vraag te vra, maar is God eerste in jou lewe? Wat se commitment gaan jy vanaand maak? As jy nog besig is om die nagmaal te gebruik, jy kan rustig sit en nog jou oomblik gebruik. Ek gaan net vir ons afsluit met gebed. En dan eintlik maar net 'n uitnodiging gee vir as daar nog 'n persoon graag daai stap wil neem of graag saam met iemand wil bid. As jy meer as welkom, ons gaan nie wees en wil graag saam met jou bid vanaand. So kom ons sluit ons so. Here, soms wanneer ons na ons eie lewens kyk en ons reflekteer en kyk so 'n klein bietjie, besef ons dat wanneer ons kyk na ons leefstyl of die goed wat ons doen, dit nie altyd reflekteer dit wat ons graag of wie ons graag wil wees nie. En Here, ek glo genuine binne my is elkeen van ons wat hierso sit op 'n spasie waar ons die begeerte en die behoefte het om 'n weergawe van onsself te wees. Om die persoon te wees wie U ons geskep het om te wees. 'n Persoon wat koninkryk bou, 'n persoon wat U hart najaag, 'n persoon wat lief is vir mense, 'n persoon wat genuine daarop uit is om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en glo my, ons wêreld het dit nodig. En Here, ons roeping en ons U uitnodiging daarvoor is om te sê, maar kom en volg my. Soek my eers in alles.
Soek my eerste in jou huwelik, soek my eerste in jou studie, soek my eerste in jou finansies, soek my eerste in elke area van jou lewe. En U belofte is om te sê, maar glo my, ek sal vir jou gee wat jy nodig het. En Here, net om daai te hoor, kan ons elkeen vanaand besef, U is so ongelooflik goed. Dat nie net het U betaal vir ons sondes nie, U kom gee ons 'n waarborg dat wanneer ons die eerste sit, U ons sal gee wat ons nodig het. Waarvoor meer kan 'n mens vra? Maar ek bid dat ons lewens hierdie sal wys en dat ons vertroue nie in iets geplaas sal word, in rykdom geplaas sal word of enigiets waarna ons vertroue sit nie, dat die idee van mammon nie iets sal wees waarna ons vasklou nie, maar Here, dat ons totaal en al ons fokus op U sal hou. En ons sal besef, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat ons so vol kan maak nie, daar is niemand wat ons so kan vervul nie. Here Jesus, dankie. Dis al wat ons kan sê is dankie. Al is dit gebroken, al is dit nie voltooi nie, al is dit nie die beste nie, dankie. Dankie dat U vir ons betaal het. Dankie dat U nagmaal as 'n simbool vir ons gegee het om te sê, maar herinner julleself, ja. En Vader, ek bid so vir elkeen van ons wat hier sit vanaand, vir my familie, vir my vriende, vir elke liewe persoon teenwoordig, Here, mag ons 'n lewe leef wat ons lewe wys dat U nie 'n prioriteit is nie, U is die prioriteit en U besit elke liewe prioriteit van ons. U is die rede vir elke prioriteit. En dis 'n lewe leef wat U sal eer. So dankie daarvoor, Here. Mag ons 'n geseënde aand hê, mag ons 'n week gaan hê wat regtig 'n verskil maak in U koninkryk in Jesus naam. Amen. Ons gaan volgende week aan met ons reeks eerste dinge eerste en die reeks se naam verander nie na tweede dinge nie. En ons het volgende week eerste dinge eerste, dan sluit ons die reeks af. Dit is 'n 2 week reeks. Dan gaan ons op 'n klein vakansiebreekie vir 'n Sondag aand, want daar's 'n Maandag vakansiedag wat ons dan nie Sondag dienste hou nie. En dan gaan ons eintlik maar begin opbou wat ons so 4 week reeks gaan hê en dan skop ons af met so maak mense wat altyd 'n lekker een is waarna toe ons opbou. So ek wil jou regtig uitnooi. Hierdie is eintlik 'n baie goeie tyd en 'n baie goeie seisoen om in die gewoonte te kom om regtig jouself vol te maak, want wanneer so maak mense kom, gaan daai reeks wees wat ons eintlik gebruik om mense te nooi kerk toe wat nie gewoonlik kerk toe sou kom nie, om sprekers te kry waar ons dalk oor onderwerpe kan gesels wat baie interessant is, maar die invalhoek en die motief agter dit, en glo my, ons het 'n motief met alles wat ons doen, is om mense voor te stel aan die lewende God en wie Jesus is. So mag jy 'n geseënde week hê, mag jy 'n week hê waar eerste dinge eerste is. Blessings, goed gaan. Totsiens.